Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan bid. Heilige Gees, kom waai soos 'n wind deur ons lewe. Kom waai dit weg wat nie van U af is nie. Here, ons kan bid dat die Gees soos 'n reën op ons sal val en dat dit wat ons saad plant het, Here, dat dit sal groei. Here, kom reën oor ons lewe. Dat die strome van lewende reën wat seën bring oor elkeen se lewe val. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan sit as gelowiges en weet U is reeds hier. Here, U roep ons, U ken ons. Here, vanoggend gee ons vir al die ere, want aan U alleen behoort die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou, wie van julle het al 'n wens gemaak? As jy klein is en jy blaas al jou versies uit, dan maak jy 'n wens. Nou, een van my kinders se wens was dat dit so baie sal reën, dat die brug sal weggespoel wees en ons nie by die skool kan uitkom nie. 'n wens, 'n baie groot wens. 'n wens is daardie ding wat jy hoop, as dit nou sal gebeur, gaan dit nou lekker wees. Dit is 'n lekker droom om te hê, maar dit gaan niks aan jou ewigheid verander nie. Dit gaan niks aan jou hart of jou verhouding met die Here verander nie. Dis meer 'n fisiese begeerte, 'n lugballon droom. Ek wens ek is skatryk. Ek wens ek is meer as 'n vakansie as vir die werk. Dis 'n lekker droom om te hê. Ek het 'n amen iewers gehoor, maar dis 'n lekker droom om te hê. Ek weet nie wie van julle ken daai grappie nie wat sê van daar's 3 ouens wat gestrand is op 'n eiland en ons spoel hierdie bottel uit en ons 'n briefie in. En dit sê julle kan 3 wense maak. Elkeen het 1 wens. En Kali sê ek wens om terug te wees by my plaas en woeps Kali is terug. Kali sê ek wens ek kan net weer by my huis wees en woeps Kali is terug by sy huis. En die laaste ou krap sy kop. Hy weet nie wat om te wens nie. En hy sê ek wens Kali en Kali is terug om my te haal. 'n wens is 'n mooi droom, maar dis wat dit bly. Maar dan kom daar in hoop. Hoop is meer as 'n wens. Want hoop is daardie verwagting wat ons het dat iets gaan verander. Dis 'n vertroue dat hierdie situasie of omstandighede sal omkeer, want my ewigheid, my lewe hang hiervan af. Om te hoop dra krag. Dis om in die tonnel te wees en te weet, maar daar is lig aan die einde van die tonnel. Ek weet net nog self nie hoe ek daar gaan kom nie. Hoop kan ook teleurstelling. Hoop kan ons ook hartseer laat. Want dikwels plaas ons hoop in dinge. Ek hoop dat hierdie situasie gaan verander. Ek hoop dat hierdie persoon my raak sien, want dan gaan dit en dit gebeur. Ek hoop dat hierdie uiteindelik die antwoord is waarvoor ek gesoek het. En die probleem met hierdie tipe hoop is, ons plaas ons hoop in dinge en situasies en mense, en dan loop dit die gevaar om ons teleur te stel. Dan is daar nog 'n ander tipe hoop. Daardie valse hoop. 'n vinnige uitkoms, 'n vinnige
guns te doen, sodat ek by dit kan uitkom, waarop ek vir so lank hoop nie. Valse hoop. Dalk moet ek maar net vanaand al my sorge wegdrink, want ten minste gaan ek vergeet hoe dinge nou lyk. En vir een oomblik is die seer nie so seer nie, maar môre is ek 10 tree af. En dan is daar die hoop. Sy naam is Jesus Christus. En wie ons verwagting moet plaas en uitgenooi word, sit jou vertroue in my. Want ek kan die onmoontlike doen. En hierdie tipe hoop vra dat jy sal glo in dit wat jy nog nie kan sien nie. Ons kan die situasie sien. Dis wat ons nou sien. Ons sien die realiteit. Ons lees die diagnose en dit is ons realiteit. Maar hoop in God sê, ek glo met my hele hart dat God die onmoontlike kan doen in 'n onsigbare situasie en dit is 'n vertroue wat jy moet braaf genoeg wees om te hê. Is jy braaf genoeg om te hoop in God? Nie in 'n dokter nie in 'n situasie nie, maar in God. Hy ken die proses. Hy ken die antwoord, want hy is die antwoord. Die Israeliete het 'n reis met hoop geloop. Uiteindelik na jare word hulle bevry uit 'n plek van slawerny. En hulle het nuwe hoop. Hulle hoop is vars, want hulle sien en beleef God. Die Here kloof hulle see hoop. Hulle hoop is in hom, daar's geen twyfel nie. Maar soos wat die tyd verloop in die woestyn, raak die hoop minder. Hulle sien God steeds fisies met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom en hulle begin twyfel of die Here sy woord oor hulle lewe gaan vervul. Want die woestynpad raak lank. Dit is ongemaklik. En hulle kies vir 'n pad van ongehoorsaamheid meer kere as wat hulle sou moes. En die pad raak langer. Hulle plaas hulle hoop skielik in hierdie afgod en skielik in hierdie ding en skielik in hierdie mens. Terwyl die Here sê, maar hier is ek nie die een wat vir jou daagliks manna uit die hemel uitgee nie. Hoop. Uiteindelik kom hulle in die beloofde land en hulle hoop is vars en nuut, want hulle sien dit, hulle beleef dit, en hulle voete daar gesit. En selfs in hierdie beloofde land beleef hulle teëspoed. Is dit nie snaaks dat ons dink, as ek net daar gaan kom, dan gaan al my probleme en al my uitdagings iets van die verlede wees. Maar selfs in ons nuwe seisoen is daar nog steeds uitdagings en probleme. En selfs in hierdie nuwe seisoen moet ons nog steeds kies om ons hoop en ons vertroue in die enigste lewende God te plaas. In die vroeë geskiedenis hier in die beloofde land is die Israeliete in 'n stryd met die Filistyne. Hulle het nog nie 'n koning nie, want dit is voor die tyd van Saul, Dawid en Salomo en dinge is nou te mekaar. En die geveg is groot. In 1 Samuel 4 vers 1-3 staan daar: op 'n keer het Israel teen die Filistyne gaan oorlog maak. Die Israeliete het by Ebenezer kamp opgeslaan en die Filistyne by Afek. Hulle het hulle leer teenoor Israel laat stelling inneem en toe die geveg ontplooi, is Israel deur die Filistyne verslaan. Hulle het omtrent 4000 man op die slagveld afgemaak. 'n Volk wat gehoop het op oorwinning en hier verloor. Wat dink julle was die volgende vraag wat hulle vra?
opspring die oomblik wat dinge nie uitgewerk het, op die oomblik wat ons gehoop het dit moet nie. Here, maar waar was U? Here, het U dan nie raak gesien wat met my gebeur nie? Toe die manskappe van Israel nie daar kom en die leiers gesê, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne laat vlug? Waarom, Here? Waarom moes hierdie met my gebeur? Waar lê jou hoop? Was dit in jou eie vermoëns om hierdie geveg te veg en hierdie ding waar hierdie drif te kry? Of was dit totaal en al oorgegee aan die Here? En uit desperaatheid besluit hulle, wel ons het 'n plan. Menslik gesproke moet dit sin maak. Dis die beste plan wat hulle op hierdie oomblik by hulle self kon uitdink. Maar dis hulle plan. Hulle gaan raadpleeg nie die Here nie, hulle vra nie vir advies nie, hulle wag nie op die Here nie, hulle hardloop onmiddellik na die volgende desperate plan toe. Klink dit nie bekend nie? Ons hardloop so vinnig na die volgende desperate plan toe, want ons is desperaat. Wanneer ons sonder hoop begin raak ons desperaatheid groot en ons geloof raak minder sterk. Want die Here het na die deur gekom soos ek gedink het, op die tyd wat ek gedink het aan nie. En hulle gaan kry 'n geheime wapen. Kom ons gaan haal die verbondsak van die Here uit Silo, na ons sodat dit by ons kan wees om ons te red uit die greep van ons vyande. Hier sien ons 'n volk wat die verbondsark sien as God in 'n kus. Asof hulle God, die volheid van God in een kus dra. Dit was hulle denkwyse. Dit was vir hulle meer as net die teken van die heerlikheid van God. Dit was vir hulle God self. So kom ons gaan haal die verbondsark wat hulle geredeneer, want die Here sal tog nie immers dat hy self gevange geneem word nie. Is dit nie een van ons rare teorieë wat ons self uitgevind het? Ons probeer die Here manipuleer. Ons probeer hom tem en beheer en hom in 'n boksie sit en sê, Here, hierdie plan is hoe ek dit die beste sien uitspeel. Here, volgens hierdie raamwerk gaan dinge uitwerk. En ons probeer dat die Here inpas by ons gebed en by ons drome en dat sy antwoord daarvolgens moet wees. Ons plaas hom in 'n boks op ons glo, hy is net in daardie gebou en niks in daardie gebou mag verander nie, dan verander ons iets aan God. Ons bid ons gebed so, maar eintlik is dit presies hoe ons wil hê hy dit moet doen. Die Israeliete het so geredeneer. Hoekom sal die Here homself laat gevange neem? Menslik maak dit sin, hulle redenasie klink reg. Maar die Here is nie iemand wat ons kan manipuleer of forceer om 'n ding te doen wanneer dit nie die regte tyd is nie. Hy ken die pad van ons lewe en die prosesse waardeur ons moet gaan om verhouding te bou, om naby hom te wees, ter uitbreiding van die koninkryk van God. Nie my wil nie, maar sy wil sal seëvier. Dis die getuienis wat ons lewe moet dra, dat dit nie hierdie ding is wat ek uit my eie uitreg gekry het nie, maar net God kon dit doen. En hier is die Israeliete nog, op hulle eie planne. Kyk wat dit ons reg gekry het. 1 Samuel 4, vers 10 tot 11 staan daar. Hierna die Filistyne gaan veg en die Israeliete is weer verslaan. Hulle het gevlug, elkeen na sy eie woonplek toe. Daar was 'n baie groot slagting. 30.000 voetsoldate van Israel het geval. Die ark van God is ook gevat
en Eli se 2 seuns, Hofni en Pinehas, het omgekom. Die ark van God wat hulle as die bondgenoot in hulle geveg gesien het, is nou weg. Jy sien, hulle het die simbole van hulle geloof meer krag gegee as God van ons geloof. Hulle het gedink, hierdie ding dra die krag, maar vergeet dat God is krag. Hulle het besluit, nou is 'n goeie tyd om alles wat wys dat God aan ons kant is, saam met ons te bring, in plaas van net om te sê, maar Here, die geveg is U se, U is aan ons kant. U het dit reeds oorwin. Ons hou so maklik vas aan die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet. Waarin hou jy vas in jou geveg en in jou storm en in jou woestyn? Aan watter tipe hoop het jy vasgegryp in desperaatheid? Gryp jy vas met alles in jou aan God, by wie die krag alleen lê? Of maak jy maar eintlik nog so 'n bietjie staan op jou eie vermoëns? Jy raadpleeg die Here, maar jy wag nie om te hoor wat sy antwoord nie. Daar is waarde daarin om stil te raak en te hoor wat sê die Here. En nou sê die volk sonder 'n aan. Die simbool van die teenwoordigheid van die Here is nie meer onder hulle nie. Dit wat hulle geonderskei het van alle ander volke is verwyder. En ons sien 'n volk wat ly aan vermis, as gevolg van ongehoorsaamheid, as gevolg van hulle eie gedagtes en omdat hulle staat gemaak het op hulle self. Sit hulle met 'n verlies. So groot is die verlies dat Hofni en Pinehas staan. Hoeveel keer het ons ongehoorsaamheid verlies tot gevolg gehad? Dit kon 'n verlies aan 'n geleentheid gewees het om vir iemand die woord van God te gee, die oomblik toe hulle dit brood nodig gehad het. Want ons het gevoel ons het nie nou tyd om stil te staan by hierdie persoon. Dit kan 'n verlies van hoop wees. Want waar help dit nog? Jy voel nog soos die Israeliete en sê, my hoop is aan vlaarde. Want waarom, Here? Waar is U? Die Here het in een oomblik hulle verlaat, die simbool van die teenwoordigheid was nie meer daar nie. Waar sien jy die Here in jou lewe? Hoe lyk jou lewenspad met Hom? Stap jy dit tree vir tree saam met Hom? Of gaan haal jy Hom gaga wanneer jy dit nodig het? O, wag, maar die Here kan saam met my veg. En dan laai jy nog steeds die pad. Of sê jy, Here, ek gee totaal en al oor hierdie geveg oor 100% aan U. Hoe lyk jou pad? Toe die Israeliete sonder hoop is en besef, geen situasie kan verander wanneer dit van hulle eie krag af moet kom nie. Gebeur die volgende. 1 Samuel 4 vanaf vers 18. Benjamin het van die slagveld afgehardloop en dieselfde dag nog in Silo aangekom. Sy klere was geskeur en daar was grond op sy kop. Terwyl hy aankom het Eli juis langs die pad op sy stoel gesit en wag, want hy was bekommerd oor die ark van God. Die man het gekom en die tyding aan die dorp bekend gemaak. Die hele dorp begin kerm en kla. Eli het die gekerm gehoor en gesê, wat skree die mense so? Die man het gou vir Eli kom vertel.
Eli was toe 98 jaar, sy oë was stel en hy kon nie meer goed sien nie. Die man het vir Eli gesê, ek kom van die slagveld af. Ja, ek het vandag van die slagveld afgevlug. Eli vra, my seun, wat het gebeur? Die boodskapper antwoord toe, Israel het gevlug vir die Filistyne, die volk het swaar verliese gely, selfs die 2 seuns, Hofni en Pinehas is dood, en die ark van God is ook gevat. Toe ek praat van die ark van God, het Eli daar by die poort van sy stoel af agteroor geval. Hy het sy nek gebreek en gesterf, want hy was oud en swaar. Hy was 40 jaar 'n leier in Israel. Sy skoondogter, die vrou van Pinehas, was swanger en sy was ook haar laaste. Toe sy die tyding kry dat die ark gevat is en dat haar skoonpa en haar man dood is, het sy voorbeeld in mekaar getrek en 'n kind in die wêreld gebring, want die geboortepyn het haar oorval. Toe sy wou sterf, het die vroue wat by haar gestaan het gesê, moet jou nie bekommer nie, want jy het 'n seentjie. Sy het egter nie geantwoord of op hulle afgeslaan nie, maar die seentjie Ika word genoem en gesê, die eer is weggevat uit Israel. Dit het geslaan op die wegvat van die ark van God en op haar skoonpa en haar man. Ja, het sy gesê, die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is weggevat. Is dit nie interessant dat ons hier 'n priester sien wat so naby is aan die Here en die skok steeds so groot was toe hy hoor dat die ark van God weg is, dat hy gesterf het. Hy wou die ark beskerm, terwyl hy self vir 'n oomblik blind geraak het dat die beskerming van die heelal groter is as die ark. Ons sien sy skoondogter wat geboorte skenk en haar kind 'n naam gee wat beteken ek wil jou herinner daaraan. Moenie eers hoop op die Here nie. Om die waarheid te sê, ek dink die Here bestaan dalk nie eers meer nie, want die heerlikheid van God is weg. Sy gee 'n naam vir haar kind wat 'n leuen verkondig, want in een oomblik is haar hoop daarmee heen en sy spreek oor haar kind 'n hooplose lewe sonder die heerlikheid van God. Kabot was eintlik bedoel om heerlikheid van God te weerspieël, te verkondig, en sy gaan kies om 'n voor Kabot te sit. En dit beteken onheerlikheid. Die eer van God is weggevat. My hoop in die Here is nie meer hier nie. Iemand wat eens gelowig was, nou 'n ateïs. Negatief in 'n oomblik. Die heerlikheid van God was verwaar nie meer sigbaar nie. Maar dit was nie weg. God is God. Maar sy kies in daardie oomblik om so groot stap te neem. Watter stappe neem ons in daardie oomblikke wat dinge vir ons so donker lyk? Gryp ons na die waarheid van die woord of glo ons die leuen? Toe gebeur iets wat net God kan doen. 1 Samuel 5. Nadat die Filistyne die ark van God af weggevat het hulle dit van Ebenezer na die stad Asdod gedra. Hulle het die ark van God na die tempel van Dagon geneem en dit langs die beeld van Dagon neergesit. Toe die Assiriete die volgende oggend daar kom met die beeld van Dagon vooroorgeval met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. Hulle het die beeld weer reggetel, maar die volgende oggend het die beeld weer eens omgeval gelê. Sy gesig was op die grond voor die ark van die Here. Hierdie keer het die kop en die hande van die beeld afgebreek en op die druppel gelê, met net die lyf wat oorgebly het. Dis hoekom die priesters van Dagon of enige een wat by die tempel van Dagon ingaan, tot vandag toe nie in die tempel van Dagon in Asdod krag nie. Toe begin die Here die mensdom van Asdod en die omliggende dorpe met 'n
plaag van sweer tref. Toe die Israeliete besef wat gebeur het, het gesê, ons kan die ark van God van Israel nie meer hier hou nie. Israel is God teen ons en hy sal ons en ons God daar gaan swaar straf. Hulle roep toe die leiers van die 5 Filistynse stede bymekaar en vra hulle, wat moet ons doen met die ark van die God van Israel? Die leiers het die saak bespreek en geantwoord, neem dit na die stad Gat. Hulle neem toe die ark van God van Israel na Gat toe. Daar aangekom die Here weer die mense oud en jong met 'n plaag getref. Daar het groot paniek geheers. Vervolgens het hulle die ark van God na die stad Ekron gestuur. Maar toe die mense van Ekron dit sien aankom, het hulle uitgeroep. Hulle bring die ark van die God van Israel hiernatoe om ons ook dood te maak. Hulle roep toe weer die leiers van die Filistyne bymekaar en pleit vir hulle, asseblief stuur die ark van God van Israel terug na sy eie plek, want dit sal ons almal doodmaak. 'n Dodelike siekte het alreeds uitgebreek, so die inwoners van die stad baie bang geword het. Die wat nie gesterf het nie, het die plaag getref. 'n Groot noodkreet het in die stad opgegaan. Ons sien hier dat God is God. En dat selfs 'n afgod in sy teenwoordigheid nie staande kan bly. As Israeliete maar net in daai oomblik kon besef, maar God is groter as enige vyand. Die geveg is reeds gewen. God kan in sy stilte waar hy daar is sy krag so groot, dat hy in 'n oomblik 'n hele volk so bang het, dat hulle nie naby die ark van God wil kom nie. Hy tref hulle met swere. Interessante brokkie inligting is dat dit, om spesifiek te wees, aanbaie was. Net sodat jy kan onthou, die vyand loop 'n bietjie met aanbaie rond. En die Here se krag is so groot, want God bly God. God is nie iemand wat bang is of geïntimideer voel wanneer hy in die kamp van vyande is nie. Want hy weet die geveg is syne, hy het die laaste sê, hy is die Alfa en die Omega, en niks gaan hom onderkry nie. Inteendeel, hy sal in sy kragtige teenwoordigheid voor hom sien hoe nasies buig, hoe afgode nie staande kan bly. God is ook God oor ons lewe. En daarom het hy sy groot liefde geweet. Ons kan nie onsself van onsself red nie. Hierdie liefdevolle, magtige, kragtige God het geweet, dis nodig dat sy seun sal intree, sodat ons verseker kan weet, die geveg is reeds gewen. Die heerlikheid van God, kabod, is met jou. Dit los jou nie. En hoop het opgedaag en sy voete kom neersit. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Sodat ek en jy kan weet, jy is nie alleen. Jy is nie sonder hoop nie. Jy is nie sonder God nie. Hy verlaat jou nie. Hy is by jou. Die onder ons kom woon beteken die sigbare heerlikheid van God, kabod, het kom tent maak onder sy mense. Die Here kom maak tent in jou lewe. Die ark van God is by jou. Meer as dit, die God, die grote, enigste God, is in jou lewe. Sy lewe dra jou. Die mense kom vir Jesus nie ten beheer nie. Hulle het alles probeer om 'n Ikabod omgewing te skep. 'n Omgewing waar Jesus nie sigbaar sal wees nie, waar sy stem nie gehoor sal word nie. Hulle het hom so ver gegaan om hom te kruisig om hom stil te maak. Hulle het hom in 'n graf gaan sit. Hulle het soldate voor die graf gesit, net om 100% seker te maak. Dis die tyd van Ikabod het aangebreek. 'n Tyd sonder 'n God, sonder Jesus. Dat sy stem stil is, maar niks op hierdie aarde, of in die hemel of in die hel, kan Jesus ingehok hou. Die dood kon hom nie hou nie.
hy is 'n lewende God. Die klip het weggerol, die heerlikheid van God het opgestaan en die Heilige Gees is gestuur sodat ons in die heerlikheid van God kan leef en beweeg. Jy is nie sonder oom nie. Hy is die een wat die oorwinning gee. Hy is die pottebakker en ons die klei. Nie ons die klei. Nie ons die pottebakker en hy die klei. Gee oor. Sy Gees, die vuur van God, is die heerlikheid oor jou lewe. Kom ons sluit ons oor. Here Jesus, dankie dat U ons nie een oomblik alleen los in die kamp van ons vyande nie. Here, ek wil bid dat dit wat dreigement in ons lewe het, dat ons sal weet, maar dit het geen krag nie. Want die naam van Jesus is bo elke naam. Die woord van God is 'n autoriteit draande woord, wat alle duisternis sal vlug. Here, dankie dat ons vanoggend die geveg opnuut kan oorgee en sê, Here, ons plaas al ons planne en drome en ideale en wense oor. Want die hoop is Jesus Christus. Ons verlosser, ons redder. Ons verskuif ons fokus in hierdie oomblik vanaf ons omstandighede en ons plaas dit net op die een wat die storm stil maak met een woord. Here, dankie dat U ons aanhou vorm. Here, en ek bid dat U wil sal aanhou seëvier. En ons gee U al die eer. Amen. Ek gee geleentheid